Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Donderdag 6 November, tot getuienis van God se mag. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir U vreeslik baie dankie, weer eens vir hierdie studie. Liewe Heer, maak asseblief ons geestelike hart en gedagtes oop, dat ons U boodskap mag verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Soos ons reeds in les 5 gesien het, bied die Here 'n geleentheid aan die heidense nasies om meer van hom te leer en van hul bose weë af te sien. Die aanbod wys hulle egter van die hand met die gevolg dat God hulle met sy oordeele tref. Lees Josua 7 vers 6 tot 9. Dit gaan oor Josua se aanvanklike reaksie toe teëspoed hulle tref. Fokus veral op vers 9. Watter belangrike teologiese beginsel bespeer mens as die leier se woorde? Ons lees Josua 7 vers 6 tot 9. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel en hulle het stof op hul hoofde gegooi. En Josua het gesê: "Ag Here, Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly? Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het?" Vers 9. En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal U dan vir U groote naam doen? Josua 7 vers 6 tot 9. Aanvanklik klink Josua soos die kinders van Israel na die uittog uit Egipte wat te midde van swaar kry begin murmureer. Hier is 'n goeie voorbeeld van die volk se klagtes. Eksodus 16 vers 3. As ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom. Eksodus 16 vers 3. En hier is Josua se murmurering in Josua 7 vers 7, Nuwe Lewende Vertaling. Ag, oppermagtige Here, waarom het U hierdie volk oor die Jordaan laat kom om ons in die mag van die Amoriete oor te gee dat hulle ons kan vernietig? As ons tog maar liewer aan die ander kant van die Jordaan gebly het. Josua 7 vers 7, Nuwe Lewende Vertaling. Hierdie murmurering word kort daarna met erge kommer vervang. Hierdie nederlaag gaan die naam en reputasie van God groot skade berokken. Josua 7 vers 9, Nuwe Lewende Vertaling. Wanneer die Kanaaniete en almal wat in die land woon daarvan hoor, gaan hulle ons omsingel en ons van die aarde af verdelg. Wat sal dan van U eervolle naam word? Josua 7 vers 9, Nuwe Lewende Vertaling. Hier tree 'n belangrike tema en beginsel na vore, die spulpunt waarom God se planne vir Israel draai. Dit was sy begeerte dat Israel se heidense buurnasies moes sien watter groot dinge hy vir sy gehoorsame volk vermag het. Nietemin kon hierdie heidene ook, soos dit in die geval met Rahab was, deur die volk se magtige militêre oorwinnings kennis met die God van Israel maak. As dinge egter sou skeefloop, soos dit inderdaad in hierdie geval was, sou die buurnasies die God van Israel in 'n swak lig beskou het as 'n magtelose en ondoeltreffende opperwese. Numeri 14 vers 16 sê vir ons: Omdat die Here hierdie volk nie kon inbring in die land wat hy hulle met 'n eed beloof het nie, het hy hulle in die woestyn omgebring.
Deuteronomium 9 vers 28 lees ons: sodat die land waar U ons uitgelei het nie kan sê nie, omdat die Here hulle nie kon bring in die land wat hy hulle beloof het nie, en omdat hy hulle haat, het hy hulle uitgelei om hulle in die woestyn te laat sterwe. Deuteronomium 9 vers 28. Dit sou die Kanaaniete weerstandiger as voorheen gemaak het. Met ander woorde, ten spyte van die feit dat die Hebreërs reeds besig was om die beloofde land in te neem, was uiters belangrike beginsels en kwessies op die spel, onder andere die naam en eer van die lewende God, die God wat beide Israel en die heidene se enigste hoop was. Lees Deuteronomium 4 vers 5 tot 9. In watter opsigte bespeer mens hier 'n ooreenkoms tussen Israel van ouds en hul getuienis aan die antieke wêreld en ons eie getuienis as sewende dag Adventiste aan die hedendaagse wêreld? Ons lees en sluit af met Deuteronomium 4 vers 5 tot 9. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is vir julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk, want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here onse God so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Deuteronomium 4 vers 5 tot 9.